100%. Okay, kom ons bid eers saam. Vader, ons is afhanklik van U. Ons is hier, maar het gaan oor U. Dit gaan nie oor ons nie, het gaan nie oor mense nie, het gaan nie om 'n front voor te sit en te lyk of mens hoogheilig is om kerk toe te kom nie. Vader, ons wil U aangesig soek. Heilige Gees, ons wil U hoor. Ons wil verander, ons wil meer soos U wees. Ons weet ons beweeg in die eindtye in. Ons wil reg wees vir wat U vir ons in store het. Ons wil ons harte voorberei dat ons in hierdie eindtye kan warriors wees in die koninkryk. Dat ons 'n verskil kan maak in hierdie lewe. Want die ewigheid is 'n lang tyd. Vader, ek bid vir elke persoon hierso. Dankie dat U nie 'n aannemer is van persoon nie. U favourite is Jesus en ons almal is in Jesus, want hy was die enigste een wat volmaak is. En ons elkeen wat in hom is voor U oë volmaak geheilig. Ek ervaar in die Heilige Gees hier's vanoggend mense wat voel hulle is nie 'n favourite nie. Hulle is nie waardig nie. Hulle weet nie of die Here hulle raak sien. En die Heilige Gees sê vir my, ek wil benadruk, die Here is nie 'n aannemer van persoon nie. Hy is wel 'n aannemer van geloof. Hy kyk waar is daar geloof. En vanoggend wil ek jou aanmoedig om, soos die ou wat op die kruis langs Jesus was, waar hy laaste oomblik gesê het, maar Here wees my genadig. Hy het uitgereik in geloof. Niks wat hy gedoen het kon dit verdien nie. En ek wil vir jou vanoggend aanmoedig. Vergeet van jouself. Vergeet van dit wat jy al bereik het in die lewe. Vergeet van jou CV. En maak staat op die ID van Jesus. Roep hom aan vanoggend. Want hy is groot en hy is goed en hy wil jou red. In Jesus se naam. Vanoggend wil ek praat oor vreugde, oor joy, oor die vrug van die Gees, spesifiek joy. En ons gaan eintlik so 'n bietjie raak aan verskillende skrifte. Maar die laaste 2 maande praat die Heilige Gees met my oor Filippense. Die hele tyd is ek op Filippense. En toe Steven vanoggend begin met die skrif in Filippense wat hy quote. Toe weet ek, ja, nee, Steven het gebid. Dis my partykeer net amazing hoe die liedjies wat ons sing en die woord wat met die offerhande gebring word, alles connect sonder dat ons met mekaar iets gepraat het. So dink ek en Johan het met mekaar gepraat, weet sê net maar oor, en ek het nie vir hom my preek gewys, ek het nie met hom gepraat oor my preek nie. Hy het nie vir my gesê wat se musiek hy uitwerk nie, en so ook het ek en Steven glad nie met mekaar gepraat nie. Maar dit sê vir ons, die Here sien ons klein gemeentetjie hier in Parys raak. En as ons oop is om te hoor, wil die Heilige Gees met ons praat. En hy het spesifiek vir hierdie gemeente vanoggend 'n woord, en ek glo daai woord draai om 'n woord eintlik in Filippense, maar ons gaan so 'n bietjie ronddraf in die Bybel, want die woord het krag. Ek weet nie van julle nie, maar as ek begin in die woord indiep, dan raak ek letterlik energized. Dit voel vir my, ek kry nou sommer amper warm, want ek voel vir my, daar is krag in die woord. En die woord, soos Hebreërs sê, is lewendig en kragtig. Sny tussen gewrig en murg, tussen siel en gees. So waar ook al jou situasie is, die woord is die oplossing. Baie keer as hoor ek mense wat in my stoel byvoorbeeld sit, ek is nie 'n dokter nie, maar selfs by hoogkenniges, dan hoor ek, hulle voel, daar is nie 'n oplossing nie. Of hulle is nou maar afhanklik van wat die dokter moet doen. Of weet, en dan kan ek hoor, hulle dink nie die woord kan regtig hulle probleem oplos nie. En vanoggend wil ek hier met jouself vra, dink jy reg die woord kan jou probleem oplos? Daar's 'n skrif in Spreuke wat sê, only a fool thinks in his heart there is no God. En eendag hoor ek 'n predikant sê, maar is jy nie ook 'n fool nie, want daar's tye wat jy in 'n situasie is, en jy dink nie, God kan nie. Dan sê ons eintlik, a fool thinks in his heart, there's no God in my situation. Moenie 'n fool wees nie, sien die woord raak. Ons is nie dwaase nie, ons is die wyse maagde wees in die eindtyd en ons lamp vol kry. En vanoggend wil ek julle bemoedig en aanmoedig dat ons lampe vol kry, of dit het sy in ons familielewe is, het sy in ons werksituasie is, ons moet deur geloof wandel. Nou, ek gaan vir julle Galasiërs 5 lees, maar uit 'n vertaling wat bietjie anders laat klink. Julle ken Galasiërs 5, die vrug van die Gees. En dan wil ek hê jy moet aan jouself dink. Nou nie die ou langs aan hierso langs aan pot nie. Dink aan jouself, of jy jouself in hierdie skrif kan sien as jy nou werk toe gaan, of in jou gesinslewe, daar waar ons mekaar lekker stuur en skaaf,
soos die Bampas wat 'n Bouma gebou het en hulle verhouding toets. Kom ons hoor gou of jy jouself hier kan sien. Aan die ander kant kan 'n mens duidelik sien watter mense lewe deur die Heilige Gees beheer word. Net soos 'n boom wat 'n baie goeie vrug oplewer, wys hierdie mense se lewe dat hulle aan God behoort. Sulke mense gee baie om vir ander. Hulle lewe is vol vreugde. Die vrede wat van God afkom, ken en ervaar hulle. Hulle verdra ander mense sonder om ooit lelik met hulle te wees. Hulle straal vriendelikheid en warmte uit. Daarom wil ander mense graag in hulle teenwoordigheid wees. Hulle doen goeie dinge vir ander mense. Ander kan altyd op hulle reken, omdat hulle self deur dik en dun op God vertrou. Hulle is vol deernis en ontferming. Die Gees stel hulle in staat om hulle self goed te beheer, sodat sonde nooit hoogtye in hulle lewe vier nie. Natuurlik is die wet nie gekant teen so 'n leefwyse nie. Elkeen wat in Jesus Christus glo, moet so leef, want al ons sondige begeertes is saam met hom aan die kruis vasgespijker. Die Gees het ons splinternuut gemaak, daarom moet ons toelaat dat hy elke dag ons lewe bestuur. Hy moet besluit wat ons dink en sê en doen. Kom ons hou dadelik op om so baie van onsself te dink. Ons mag nie onder mekaar stry of op mekaar jaloers wees nie. So, as ek myself in daai posisie plaas om te dink, hoe is my wandel byvoorbeeld in my gesin? Kan jy jouself identifiseer dat jy so wandel jy nooit lelik is met enige iemand om jou nie? Dat jy vriendelik is, verdraagsaam is, in liefde wandel in elke opsig. Dis die vrug van die Gees. Dan weet ons wandel deur die Gees. Nou, enige verhouding gaan amazing wees as ons elkeen in die Gees wandel, as ons die vrug van die Gees laat heers. Nou, ek lees hierdie gedeelte, ek nou letterlik gekopie en gepaste van 'n persoon se biografie af, en dit is dokter of pastoor Nancy, en ek gaan haar van verkeerd uitspreek, die Frenzy of so ietsiekie, jy kan dalk die van ken, en sy was getrouwd met ook 'n pastoor, Dr. Ed, sy het baie vreemde van, uitstekende predikers, hulle van moet julle nie afsit nie, maar sy sê nogal, iemand vra vir haar, het hulle ooit huweliksprobleme gehad, was daar ooit wrywing in hulle verhouding gewees, en sy sê, sy kon nie regtig so iets agterkom nie, want sy, en ek wou daar wat hulle sê, she remembers working on renewing her mind, because if I renew my mind, I bring my renewed mind to my marriage, to my place of employment, to my relationship. If we just renew our mind, then everything falls into place when we think right. You're only responsible for renewing your mind. You're not anointed to renew someone else's mind. You're only anointed to encourage them in their process. En dan quote sy haar man. Hy was 'n sterk prediker gewees, hy is al 'n paar jaar terug oorlede, saam met ouens soos Kenneth Hagin bedien. En he used to say, get around someone who knows God better than you, then shut up. Beteken, luister wat daai persoon sê, hoor en leer. Don't do all the talking, listen and pay attention. So, wanneer dit kom by die vrug van die Gees, en as ons begin, laasweek het ons begin gesels oor 'n reeks oor verhoudings en die familielewe, dan gaan alles altyd terug na myself. Dit gaan nie daaroor ek maak seker iemand anders kom, dat ons kan kyk of die ander ou kan verander nie. Ons is nie gesalf om iemand anders se mind te renew nie. Ons is gesalf om dit te doen wat die Here ons geroep het om te doen. En as jy jou renewed mind na die tafel toe bring, kan jy maar sê, in die werksplek inbring, in die huwelik inbring, in die gesin inbring, dan gaan die verhouding vlot. So, ons elkeen fokus op onsself. Nou, hierdie skrif tref my altyd. Lukas 18 vers 8 sê, ek sê vir julle, en hy praat van Jesus, hy sal baie gou aan hulle reg laat geskied. Die vraag is net, sal die seun van die mens, wanneer hy kom, geloof op aarde vind? En maak nie saak waaroor ons praat nie. Ek glo, elke liewe preek, waaroor ons preek, moet ons preek oor geloof. Want die regverdige sal deur die geloof lewe. As ons onsself nie toets en sê, is daar geloof in my huisgesin? Is daar aktiewe geloof in my werksplek? Is ek besig om in geloof te wandel nie? Maak dit nie saak, ons gee vir mekaar wenresepte oor verhoudings nie. Ons moet in geloof wandel, want sonder geloof kan ons nie God behaag nie. Ons kan geen verhouding laat slaag nie. Geen
van die vrug van die Gees werk sonder geloof nie. En ons gaan nou die vrug van die Gees inspring, maar as ons nie in geloof woeker nie, gaan niks daarvan in plek val nie, want die Here sê ons gaan deur die geloof lewe. En as hy terugkom, as die seun van die mens, as Jesus terugkom op die wolke, en hy kom weer op die wolke, ons moet onsself regmaak, mens voel daai stirring in die Gees, hy kom weer op die wolke, gaan hy geloof in my huis vind, gaan hy geloof in my hart vind, gaan hy geloof in my werksplek vind, en ons moet onsself toets. So, een van die beste toetse om te weet of jy in geloof is of jy joy het. As jy gaan kyk wat Jesus sê in Johannes 14, hy sê, let not your heart be troubled. Believe in me. Nee? Let not your heart be troubled. As jy sit met 'n troubled heart, met 'n hart wat vol sorge en bekommernis is jy nie in geloof nie. En dit kan hard klink, en dit is glad nie hard nie, ek praat myself ekstra hard. Maar ons moet onsself examine. Hier staan dit, examine yourselves to see whether you are in faith. Test yourselves. En ek gaan vir julle 'n paar toetse gee, dat ons onsself toets. Dis nie vir ander mense, dis vir jouself. Do you not realize that Jesus Christ is in you, unless of course you fail the test? So, ons moet onsself toets. En die eerste groot toets is, het jy joy? En ons praat nie van joy wat die wêreld gee nie, is die tyd wat ons nou gereeld gaan oor joy to the world. En daai joy wat to the world is, wat die engele van gepraat het, is 'n force. Ek meen, van alle goed wat hy kon sê, toe hy nou sê, hier is 'n seun gaan vir ons, is vir ons gebore. Joy to the world, the Lord has come. Dit is 'n force wat oor die aarde gekom het. En daai joy is so kragtig, en ons gaan nou sien hoe kragtig is joy, dat dit situasies verander. So as jy jou hart toets en dink, oef, is maar depressief. Ek voel baie bekommerd, want kyk, die lewe druk, en die eindtye gaan al hoe meer druk word. Dis hoekom Jesus gesê, die eindtyd kom. Let not your heart be troubled. Dit is 'n opdrag. Let not your heart be troubled. Moenie gaan sit in worry nie. Want as jy sit in worry, is jy besig om vrees te ontwikkel. En as mens gaan kyk wat veroorsaak die meeste konflik in verhoudings, is dit gewoonlik iets waar ons worry. Weet dit het sy finansies of iets anders, 'n kind of wat ook al. Jesus sê, let not your heart be troubled. As ons gaan kyk, daai skrif wat ek nou op die vorige slide gehad, is onder Handelinge ook, waar in Jesaja waar sê, you shall go out with joy and be led forth with peace, in peace. Dis 'n sleutel. As jy besluit ook moet neem in jou lewe, groot besluit moet neem, toets jou hart, nie jou verstand, toets jou hart. Wees in die woord, dat jou hart kan toets, dat jy kan hoor wat die Heilige Gees sê, het jy vreugde, en is jy in vrede, want dis hoe jy in beweeg in 'n nuwe besluit. You shall go out with joy, and be led forth with peace. Want dis twee kragte. Dis nie net van mooi, dit klink so mooi as iemand so is, ja, dis mooi, jy weet. Dis forces, it's the forces of life. Jy weet, dit alles werk deur geloof. As jy gaan kyk, die vrug van die Gees word geloof nie genoem nie, want geloof oorkoepel almal. Jy kan nie een van hulle aktiveer sonder geloof nie. Geloof is oorkoepelend oor al die vrug van die Gees. Maar sien daai vrug in jou, as jy dit nie ontwikkel nie, mis jy die kragtigste forces of life. En met wedergeboorte is daai saad in jou hart geplant. Die saad van die vrug van die Gees is daar neergesit. Maar dit is jou keuse of jy dit gaan aktiveer deur geloof. Ons voel nie altyd soos, nou gaan ek op en af spring en ek is bly nie. Ek dink altyd aan 'n lied van Bob Fitz, wat in die 90's, way before Julian, kyk of die worship pastor Bob Fitz ken. Maar hy het 'n liedjie gesing, I will rejoice, my choice is to rejoice in the Lord. En hy het eintlik Dawid aangehaal. As jy die psalms gaan lees uit daai oogpunt, dan sien jy hoe Dawid die hele tyd met homself praat, né? Dawid was nie heeltyd lus om die Here te loof en te prys nie. Hy was dan kruip hy weg vir Saul. Dan moet hy die hier wegkry vir Saul. Klink nie vir my na 'n wonderlikste lewe nie. Sy lewe het nie perfek geloop nie. Maar hy sê, kyk Psalm 103, my siel loof die Here. Weet ons sê so mooi, o my siel loof die Here. Wat beteken dit eintlik?
Jou siel is jou wil, jou denke, jou emosies. Hy het nie gevoel om die Here te loof nie. Hy het vir sy siel gesê, hy loof die Here. Jy voel nie so nie, doen dit. Jy moet dit doen. Praat. Begin jou mond oopmaak, praat. Jy weet so, dit is nie hierdie ouens in die Bybel en dink, hulle het seker net so lekker gevoel die hele tyd. Sjoe. Maar hulle het nie. Hulle het soos ons ook in 'n oomblikke gehad wat jy voel, nou voel jy 'n bietjie af. Jy het nou regtig 'n vrotdag gehad. So ons het byvoorbeeld verlede week maandag 'n regte maandag by die werk gehad, vra vir Jurita. En dan, weet, my eerste reaksie is, ek gaan nou 'n saad saai. Want as dinge so beweeg, dan weet ek daar's iets in die gees in die gang. Daar's dinge wat net heeltemal buite ons beheer gebeur. En ek sal sommer na my rekenaar toe stap en 'n saad saai in 'n bediening in en net daar verklaar, "Duiwel, pas op vir jou." Dit is, jy gaan nie in die gees, ek gaan daai force of joy and peace aktiveer. Want ek gaan nie my nou deur dit laat onderkry nie. En die mense wat jou die meeste sal teenstaan as jy in geloof, in joy en beweeg, is gewoonlik nie in geloof nie. Weet, ek het so rukkie terug, dis 'n verlede jaar, hierdie jaar, begin van die jaar, ek moet elke jaar vir 'n scan gaan. Ons het 'n genetiese mutasie, tumors gehad, prys die Here, ek skoon daarvan, maar ek gaan vir 'n jaarlikse scan by die onkoloog. Nou, my broer wat ook die mutasie het, moet dit ook doen. En ons bespreek toe af, ons kry mekaar by die onkoloog. Dan kan ons 'n bietjie met mekaar gesels, ons gaan dieselfde tyd, hy is net voor my in en dan is ek daarna. Hier sit ons nou by die ontvangs en wag nou om in te gaan by die onkoloog. En ons praat nie hard met mekaar, ons sit direk langs mekaar. En ons gesels oor iets, en hy vertel my iets, en ons lag, en wat ook al, niks loud nie. Ons is nogal heel saggies. En toe my broer ingaan, kom daar 'n vrou na my toe, en sy sê vir my, "Hoe kan julle so lag hierso?" Weet, maar sy trap vir my uit, weet. "Hoe durf julle vrolik wees hier binne?" Maar regtig, sy sê net so, ek my mond hang, ek kan nie glo moontlik nie. En sy sê vir my, "Dis 'n plek vir siek mense." Weet, en ek dink gesê, "Lieg." En letterlik my hele speech gegee dat jy durf nie hier smile nie. Dit is waar die kankermense sit en ons moet stil wees. En ons nie geraas nie, maar ons mag nie lag nie. En ek sit en dink oor hierdie ding en ek besef, wat 'n gees van absolute siekte. Weet, ek moes eintlik daai gees sommer net gedui. Bly stil, jou gees van krankheid. Weet, dat ons die woord hier inbring. Want ons mag nie eens die lag nie, wys wat se force is dit. Daai gees van siekte het nie gehou van die gees van joy. Die vrug van joy is so force dat daai gees my probeer stilmaak het net daar. Direk. Sê ek mag nie smile nie. Dit gesien in jou lewe. So moenie laat mense jou afsit nie. Beweeg in die force of joy. Want elke keer sal die onkoloog sê, hoe wonderlik dit is om gesonde mense hierdeur te sien. En dan sê ons ook prys die Here, kom ons gaan bid vir die ander. Want dit is wat die Here vir ons wil hê. Dis wat hy vir ons wil hê, dat ons beweeg in divine healing. Nou toets jou geloof. Romeine 15 sê dit so mooi, hy sê in vers 13, "May the God of hope fill you with all joy and peace in believing through the experience of your faith, that by the power of the Holy Spirit you will abound in hope and overflow with confidence in His promises." Nou, as ons mooi gaan kyk wat hy daar sê, die eerste plek, ons het hoop. Ons het hoop. Ons is die volk, die nasie, van die Here, die ambassadeurs, die wat hoop het. En as hy ons vul met hoop, dan is ons joy en ons vrede vol. So in die tyd wat ons ingaan in Kersdag, jy het hoor joy and peace. Dink daaraan, is nie met Kersmisliggetjies net nie. Laat Kersmisliggetjies jou herinner aan the force of joy and peace. Dis kragte wat in ons moet heers. Nou, believing is faith in action. Hy sê, "May the God of hope fill you with all joy and peace in believing." Wanneer jou geloof in aksie kom, dan vul hy jou met joy and peace. En dan, die krag van die Heilige Gees, laat daai hoop in jou oorvloei na ander toe, en dan het jy confidence in sy promises. Jy kan ontvang. A joyful, peaceful heart is gereed om te kan ontvang. Jy sit jouself in die posisie om te sê, ek kan ontvang. Daar is 'n goeie beeld van hoe dit op die oomblik lyk in baie huise, nie? Hierdie tyd van die jaar, dat ons moeg is, dis, ja, jaar was lank,
by die werksituasie, as ons eksamen skryf, en as ons gaan kyk, die baie bekende skrif in Nehemia 8:10, the joy of the Lord is my strength. En as ons die deeltjie uithaal of the Lord, joy is gelyk aan krag. Dit moet nie joy of the Lord wees, maar wat jy met klik. As jy joy het, kry jy krag. Jy kry fisies krag. Jy kry, dis soos 'n empowerment. Het jy al gevoel, selfs al lag jy net lekker. In die sin van, al lag jy nou vir 'n sekulêre grapjie of wat ook al, dis asof jy voel, jy kry krag. Jy voel so lekkerder. Daar word dinge afgeskei in jou liggaam. So joy is gelyk aan krag. En as ons krag nodig het, laat ons fokus dan op die God van alle joy, peace en hope. Nou, ek dink aan die Israeliete gister toe ek my slides maak en ek dink myself dat murmurering, deur te kla oor alles, het 'n 10-dag journey, hulle moes eintlik net 10 dae gevat het om in die beloofde land in te kom, né? Het verander in 40 jaar. Dis rof. En hulle sê dit was 600,000 mans wat getrek het, so hulle skat is omtrent saam met die vrouens en kinders 2 miljoen Israeliete, né? Van die 2 miljoen wat Egipte uitgegaan het op pad Kanaan toe, is daar net 2 families wat ingegaan het. En daai 2 families, as jy gaan lees oor hulle, het jy al gehoor praat hulle in die woord, né? As jy kyk na Joshua en Caleb, wat gepraat en sê, nee wat, weet hulle, ons kan dit doen, ons gaan ingaan. Al die ander was bang, hulle het hulle self gesien so springkane teenoor die ander ouens. Hulle het nie gefokus op die Here nie, hulle het net gefokus op die omstandighede. Maar daar was 2 ouens wat gesê het, maar ek en my huis, ons gaan die Here dien. Ek gaan my familie vat. Maar daai hele familie het ingegaan, hè? As jy besluit neem, as daai leier nie gesin besluit neem, ek gaan in geloof wees. Die Here het my tot hier gebring, ek gaan in. Ek gaan na die beloofde land in. Dan vat jy jou familie saam, né? So, dink daaroor, 2 miljoen en net 2 gesinne. Weet nie presies hoeveel hulle was nie, het ingegaan. Verskil was, joy, die ander het gemurmureer, alles was fout. Nou, alles in die koninkryk werk met saad. As ons gaan dink aan geloof, ons daar baie daaroor gepraat, enige iets werk deur saad. En dis hoekom daar gepraat word van die grond van jou hart, daar word gepraat van die vrug van die gees, daar word gepraat van die saaier saai die woord. Dan sê as jy enige gelykenis wil verstaan, dan moet jy die een van die saaier saai die woord verstaan. Alles gaan oor saad. Alles gaan oor saad. En as jy die hele tyd die verkeerde saad nat gooi en die verkeerde saad in jou hart gooi, dan gaan jy die verkeerde oes kry. So mens moet, as jy 'n goeie oes wil hê, moet jy die tipe saad wat jy saai en die nat maak van daai saad moet jy verander. Anders gaan jy dieselfde slegte oes kry. Nou, Matteus 6:33 wat gaan oor juis oor worry, om heeltyd te worry. Ek sê worry, maar dit is hoe ons praat. Bekommer jou, kwel jou, dink daaroor, dink oor alles. Die skrif wat eintlik die crux is van Matteus 6, sê hy, seek the kingdom of God above all else and live righteously, and he will give you everything you need. Soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, en hy gaan al die dinge vir jou byvoeg. Nou, daai is eintlik 'n hele preek op sy eie, van hoe om daai worry uit te hou. Weet, laat mens nie dit in jou hart in toelaat nie, maar as jy daai skrif gaan lees en sê, take no thought saying, what shall I eat, what shall I drink? So, dit is hoe mens 'n gedagte vat, en jou eie maak, as jy hom praat. So, as jy nie daai saad wil in jou hart indruk, en daai resultaat kry nie, praat die woord, praat iets anders. Ons kan nooit daarvan wegkom nie, want dis hoe geloof werk, dis hoe die koninkryk werk. Jy moet altyd gaan kyk, wat is in jou mond? Wat praat jy? Wat is jy besig om te sê? As jy besig is om te worry en om worries te praat, is jy nie in geloof nie. Dan moet jy nie 'n ander resultaat verwag nie. Jy sê, Here help my en alles, maar dan stap jy uit, bekommerd en dit en dit en dit en dit. Hy sê hierso, soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, his righteousness, his right way of doing things. Are you doing it his way? Doen jy dit die regte manier? Dis dieselfde word ontsluit en sy geregtigheid. Doen jy die woord reg? As jy nie resultaat kry wat jy soek nie, gaan terug. His righteousness, not your own way. As hy sê,
hy het verklaar, dis hoe die koninkryk gaan werk, daar gaan saaityd wees, daar gaan oestyd wees, jy gaan plant, jy gaan vrug dra, jy moet nat gooi, jy moet met jou tong bely. Wie is jy om te sê dit moet op 'n ander manier werk? Hier's why. So ons sê al, soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, dit raak ook 'n cliché, nie? Maar ons moet gaan dink, doen ek dit sy manier? Of doen ek dit heeltemal op 'n ander manier? Kry ek dan nie die resultaat wat ek wil hê nie. Alles werk met saad. Sê ook, the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, right way of doing things, right standing with God, peace and joy in the Holy Ghost. Daar toets jy jou right standing. Het ek vrede, is ek in vreugde, het ek daai vreugde, en as jy dit nie kry nie, dan weet jy, kom ons beweeg terug. So, daai heel eerste skrif wat ons nou so breedvoerig gelees het, dit is al die vrug van die Gees, hulle almal is kragte. Hulle almal is kragte. As jy in 'n situasie is en iemand beklei met jou en jy beklei terug en jy is nie in selfbeheersing nie, het jy die krag laat gaan. Jy het verloor. Dis 'n force waarin jy beweeg as jy jouself kan beheer. As iemand met jou beklei, kan hy 'n sagte antwoord teruggee. Byvoorbeeld in besigheid of wat ook al, you're moving into a force of life. Daar's nie 'n wet daarteen nie. Selfbeheersing, sagmoedigheid. Jy is besig om in 'n krag in te beweeg. Dis nie juist die swakkeling, jy het hom maar ingegee nie. Doen dit doelbewus because you're moving into a force. Ek het na maandag wat ek 'n moeilike situasie gehad het, en ek doelbewus die persoon waar die situasie nou was, gesê, ek vra verskoning, maak nie saak of jy reg of verkeerd is nie, that's not the point. En ek beweeg in die vrug van die Gees in, want ek wil die Here aan my kant hê, ek wil, dit is belangrik, en ek het eerder 'n saad gesaai, as wat ek in die vleeslike begin beklei, en ek beweeg totaal in die verkeerde dimensie, en ek wandel dan nie in die Gees nie, dis hoe prakties dit is. Wanneer wandel jy in die Gees? As jy in die vrug van die Gees is. En dis hoe ons gaan weet, dis hoe ons die boom sal ken. Hoe ontwikkel die vrug van die Gees? En Johannes 15 kan jy lekker gaan indelf, want dit gee soveel sleutels in verhoudings, as jy mooi daai stuk gaan lees in daai konteks ook, wat hy sê, Jesus is die ware wynstok. Ons moet in hom wees, en in hom te wees is om sy woord in ons te sit. En dit staan daar, sy woorde, dit gaan terug na geloof toe. Nou sê hy daar, ek is die ware wynstok, my Vader is die landbouer, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat ons meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself nie, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, nie? Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, gaan jy verdroog, nie? Dan sê hy, as julle in my bly en my woorde in julle, daar gee jy die sleutel, nie? Hoe wil jy vrug dra? Jy moet in die woord bly, en die woord moet in jou wees, en jy moet die woord praat. Sal julle vra net wat julle wil, en julle sal het verkry. Hierin word die Vader verheerlik. Die Here wil hê dat hy sy beloftes vir ons gee. Hy wil hê ons moet in die woord wees. Hy wil hê ons moet vra. En daarin word hy verheerlik, dat ons veel vrug kan dra, dat ons sy disippels is. En dan sê hy, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief. Bly in hierdie liefde. En dan gaan hy voort, en hy sê, bewaar die gebooie, weer eens, terug na die woord, en dan sê hy, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap, joy, en julle kan bly, en julle blydskap volkome kan wees. Sien julle wat gebeur, nee? As jy in die woord bly, en die woord van die Here in jou bly, sal jy vra wat jy wil, die belofte sal waar wees in jou lewe, en jou blydskap sal vol wees. Jy gaan nooit 'n uitdaging hê nie, jy het, ons almal het uitdagings. Maar jou blydskap is volkome, en dan gaan dit voort, julle moet mekaar lief hê. So hierdie is die sleutel tot goeie verhoudings. As ons nie die woord is nie, kan ons klomp resepsies hê om mekaar te help en wie's wat en wat. Maar tot jy self in die woord inklim, gaan verhoudings 'n probleem bly. En as ons dit besef, die ou wat in die huwelik of in verhoudings of in die werkplek in liefde kan bly, is die eintlike wenner, want jy beweeg in 'n force in.
Jy beweeg in 'n geestelike krag. Die hemelskare begin jou bek. Is dit nie beter as om te beklei en jy het heeltemal die verkeerde dimensie in beweeg nie? Nou, die Filippense, Paulus het dit geskryf in 'n tyd wat hy in die tronk was. En ons moet dit besef, nie? Hy was in die tronk terwyl hy hierdie brief skryf aan die Filippense. En nie somme nie, as mens gaan kyk hoe hulle in die tronk gesit, hulle klere van hulle afgeskeer, hulle geslaan en in die tronk gesit. En hy skryf hierdie skrifte. Weet, so as jy nou sê, dit gaan bietjie moeilik met my op die oomblik, maar ek sien julle het almal julle klere daarom aan, en nie een van julle is geslaan nie, weet so, en jy is ook nie die tronk nie, né? En weet, as jy gaan luister na Filippense, dan is Paulus in 'n stryd in homself, wat hy sê, hy dink dit gaan beter wees as hy na die Here toe gaan, want dit is vir hom wins, dit sal amazing wees, dan sy ontslaaf van al hierdie nonsies, dan sy so by die Here, weet, om te sterwe is wins, maar dan korrek hy homself en dan sê hy, ek gaan nie bly, want dit is nodig dat ek julle kan leer, dat julle blydskap kan volkom. Praat hy oor die force of joy, nee? Nou, as jy gaan kyk Filippense 4 vers 4, wat baie bekend is, rejoice in the Lord always. Hy is nou aan die tronk, nee? Delight, take pleasure in him. Again, I will say, rejoice. So hy wil aansê, kry die force of joy, dit is julle dit nodig, as jy in die tronk sit, as jy in 'n moeilike situasie is, as jy in 'n verhouding sukkel, as jy siek is, rejoice. Rejoice. Jy moet die force of joy vrystel. Okay? Let your gentle spirit, dalk die vrug van die Gees, your graciousness, unselfishness, your mercy, tolerance, patience, be known to all people, the Lord is near. Do not be anxious, wat Stephen gepraat het van vanoggend. Do not be anxious or worried about anything, but in everything, every circumstance and situation, by prayer and petition, with thanksgiving, continue to make your specific requests known to God. And the peace, where I call it force of peace, of God, that peace which reassures the heart, that peace which transcends all understanding, dit maak nie sin vir jou kop nie, that peace which stands guard over your hearts and your minds in Christ Jesus is yours. Paulus is besig om die Filippense te leer, wat doen jy as jy in 'n situasie is wat moeilik is? As jou liggaam dalk jou tronk is, jy siek. En ek dink vanoggend spesifiek aan Jackie, weet ek sê vanoggend vir Johan, ek dink dit is die eerste keer dat sy nie hier is nie wat ek preek. Want sy ek altyd dit fisiek geniet, weet, en ons neem spesifiek op, Jackie, ons bid vir jou en hierdie woord is vir jou. In daai situasie, stel die force of joy vry. Stel hom vry, begin die Here te loof en prys in daai tronk, in daai situasie, so moeilik as wat dit is. En baie keer as mense sê, nee, jy verstaan nie hoe moeilik dit is nie. Ek dink Paulus kan vir ons sê, hy verstaan baie mooi hoe moeilik dit is. Ek self was al baie siek in my lewe gewees, en ek het met my een swangerskap, met al my organe gaan staan, so ek weet hoe voel dit, om in 'n tronk, jou lyf is jou tronk, nee? Wat jou niere nie werk nie, jou lewer nie werk nie. En ek het, terwyl ek daar lê, het ek geluister na prysmusiek, en ek het myself begin visualiseer, waar ek die Here loof en prys, waar ek besig is om te worship. In 'n kerk, normaal, gesond, sonder die extra 30 kg vog op my lyf, dat ek my bene nie eens kan beweeg nie. So ek weet wat dit is. Nou as mense het altyd iets erger sou beleef het al in lyf, nee? Of in hulle lewe. Maar te midde daarvan sê hy, rejoice, want jy beweeg in 'n krag in, jy beweeg in jou oplossing in. Finally, believers, whatever is true, whatever is honorable, worthy of respect, whatever is right and confirmed by God's word, whatever is pure and wholesome, whatever is lovely and brings peace, whatever is admirable and of good repute, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think continually on these things. Sit jou gedagtes op die woord, center your mind on them, and implant them in your heart. Dit kan jou lewe red, waar jy jou gedagtes plaas. The things which you have learned and received and heard and seen in me, practice these things in daily life, and the God, which is the source of peace and well-being, will be with you. Nou, ek gaan hierdie hele gedeelte lees nie, julle kan dit gaan lees.
Maar in een van die tronksituasies, en dit kon gewees het dat hy in hierdie tronk daai brief geskryf het, of in die volgende tronk, maar dit is ook 'n tronk in Rome waar Paulus was. Hy het, in Handelinge 16, het daar 'n vrou wat 'n waarsêer was, hom gevolg, en heeltyd gesê, hulle preek van die Here, maar hulle eintlik, die vrou het hulle so geïrriteer, dat hy naderhand eintlik homself al vererger die demone daar uitgedryf het. En toe is die mense wat haar gebruik het om geld te maak, woedend vir Paulus, want hulle het haar gebruik om nou waarsêery te doen. En toe het hulle hom weer aangekla en het hom, kyk daar, soos julle nou daar gaan lees, die skare het opgestaan, die regters het Paulus en Silas se klere van die lywe laat skeer en hulle met stokke geslaan, né? En toe hulle goed geslaan het staan daar, het hulle in die tronk gegooi. Seker sonder die klere, né? Dit bietjie vir jou in, die vernedering plus jy's stikkend geslaan en jy lê na die tronk. En middernag het Paulus en Silas begin bid en die Here begin loof en prys. En hulle daai tronk geskit, want dis 'n force, it's the force of joy. Hulle het 'n krag geaktiveer. En hulle het tot eer van God gesing en die gevangenes het geluister en daar het 'n aardbewing gekom. Die fondamente van daai gevangenis het geskit en die deure het oopgegaan, die boeye het van hulle afgeval. En die tronkbewaarder het geskrik en op die ou en het hy en sy gesin, die hele gesin het die Here aangeneem, is net daar gedoop. Is nie gewag nie, sommer dadelik gedoop. So as jy nou kyk, daai krag, nê, spesifiek van joy en rejoicing. Nou, dis hoekom Jakobus 1 sê, ag dit louter vreugde my broers, wanneer julle in allerlei versoekings val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en niks kort kom nie. So daai, hy sê, kry jou joy in aksie as jy in die moeilikheid kom. Dit beteken nie, jy moet sê, ek so verskriklik bly oor die beproewing nie, dis die beproewing wat die duiwel oor jou bring. Maar dit toets jou geloof en daar gaan 'n deurbraak kom en daai force of joy gaan jou help om deur te breek. En dan sê Jakobus 5 vers 13, as iemand onder julle is wat ly, laat hom bid. Is iemand opgeruimd dat hom psalm sing. En net so ietsie wat ek hier wil ingooi is interessant, hy sê as jy probleme het, bid self. Ons is geneig om net vir ander mense te vra om te bid. Daarna sê hy, ja, as jy siek is, laat die ouderlinge gaan hande op lê, yes, ons moet dit doen. Maar hy sê, as jy ly, bid self, begin leer om self te bid. En psalm sing. Ons gaan toch nie vir iemand sê, as ek sê, joh, ek is so opgewonde oor hierdie gedoen het, Julian, jy moet sing. Want ek is verskriklik opgewonde, sing jy. Jy weet, dit klink mos nie reg nie. As jy ook ly, moet jy self ook begin bid. Bou jou geloofspiere om te bid. Yes, dat ons op ons knieë kom en self begin bid. Nou, ek weet nie of julle van hierdie boeke ken nie, maar ek wil julle aanmoedig, as julle ooit in 'n tweedehandse winkel is en julle sien van 'n boeke, as julle dit self nie wil hê nie, ek sal vir jou by jou koop, vir dubbel die prys. Mens kry hulle nie maklik in die hande nie, né? Al Harold Hill se boeke. Dis van die lekkerste boeke om te lees om jou joy sommer in aksie te sit. Hy vertel getuienis op getuienis op getuienis van hoe die Here deurgebreek het en op 'n bietjie van 'n humoristiese manier, maar omdat hy so vol joy is. Hy sal byvoorbeeld vertel hoe hy was 'n ingenieur, hoe hy in 'n vliegtuig vlieg en die ou begin afkondig hulle probleme en hy dink, prys die Here, dis my graduation day, ek gaan hemel toe. En die Here sê vir hom, sies Harold, dis baie mense wat ongered is op hierdie vliegtuig. Jy kan nie net wil gaan en hy sê, ag, okay. Weet, hy sal in hierdie trant vertel en dan sê vir die Here, maar wys my wat moet ons doen. Hy is 'n briljante ou, maar dan sê dan download die Here net vir hom 'n prentjie van wat in die vliegtuig aan die gang is. En dan sal hy begin met die Here loof en prys sy situasie begin bid en dan sien hy net hoe word daai goed gevul en dan is die vliegtuig fine. Maar uitsonderlike getuienisse van hoe die Here deur daai force of joy en faith in sy lewe dinge gedoen het en vir die mense om hom. So as jy bietjie jouself wil stir, gaan soek daai boeke en Merlin Carothers is op jare terug, albei die boeke, weet dit, ek op skool gesit en lees. Prison to Praise, dit gaan oor Paulus se getuienis. As jy jou tong in aksie kan kry om die Here te loof en prys, maak nie saak wat is jou situasie, die Here sal vir jou deurbraak gee. Ek weet dit. Ek weet dit, dat ek dit weet, want ek het self al ervaar. Ek het daai met my Bokfiets liedjie en ek dink ons moet hom so 'n bietjie oefen. Ons sal 'n bietjie vir hulle sing. Al is dit nou 'n baie ou liedjie, daar's power daarin want hy's besig om skrif te praat.
wat hy aanhou met homself praat, en sê, my choice is to rejoice in the Lord. En die oomblik as jy daai eerste stap van geloof neem, al voel jy nie so nie, want dis 'n sacrifice of praise. Ek voel nie so nie, maar ek gaan dit doen. Dis 'n sacrifice of praise. As jy so voel, is dit mos nie 'n sacrifice, dit is mos lekker. Maar as jy nie so voel nie, is dit 'n sacrifice. Dan aktiveer jy iets in die gees. So hier praat hy daarvan, ek bring vir die Here 'n lofoffer, 'n sacrifice, 'n offer. Ek voel nie so nie, en dit is die vrug van my lippe wat sy naam bely. Kyk, daar kom die vrug van die gees op weer uit, hè? So, volgende een ook, wat sê Psalm 126, our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. Then it was said among the nations, the Lord has done great things for them. So hy het hulle gevul, hulle mond gevul met gelag en prys, en hy het groot dinge gedoen. En as mens kyk wat Job 8 sê, God will let you laugh again, you'll raise the roof with shouts of joy. So Job het daai eindpunt begin sien. Hy het nie die Here gekurs in sy situasie nie. Hy het die eindpunt gesien en hy het weer geshout for joy. Job 5 sê ook, you will be hidden from the scourge of the tongue and you will not be afraid of destruction when it comes. You will laugh at violence and famine and you will not be afraid of the wild beasts of the earth. Nou dit klink amper vir mens, ja, weet hoe kan ek nou begin lag as daar hongersnood of geweld is? In ons land sien ons dit, nie? Geweld, violence, famine. Hy sê ons moet daarvoor lag. Het jy al voel dit as jy, veral as 'n kind, weet jy, sê maar beklei. Sê maar, ek en my sussie het beklei toe ons klein was, en sy begin vir my lag. Daar's niks wat vir jou so kwaad maak nie, né? Het jy dit al agtergekom? Kyk, daar's regtig niks wat jou so kwaad maak nie. Want seriously, beklei nou terug. Jy kan nie vir my lag nie. Jy voel dan moedeloos. En dis presies wat dit met die vyand doen. As ons sê, maar ons sien al die goed, maar ons lag, want ons weet ons verlosser leef, ons sien die eindpunt. Ons maak hom magteloos van woede, as ons begin lag vir daai situasie. Daar staan in Psalm 2 dat die Here dit doen. Hy sê, hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle, die aarde. Kan jy dit dink? Die Here gebruik self the force of joy. So ons moet lag te midde van die situasie, ons moet praat met ons siel te midde van die situasie. Dit is medisyne vir ons liggaam. Ja, ek gaan begin afsluit, maar ek wil gesels oor Hebreërs 12. Jesus het self daai force of joy gebruik toe hy die kruis moes aansterf vir ons, né? Daar staan, ons moet kyk na Jesus in ons wedloop hier op aarde, met ons oë op Jesus hou, né? Hy sê, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. En dan praat hy van wat Jesus gedoen het, who, for the joy that was set before him, endured the cross. Amen. So ons moet dieselfde doen. Hy sê, kyk na Jesus, wat na die kruis toe, nie na die kruis gekyk het in die suffering nie, hy het gesien die joy wat voor hom is, van ons almal, wat ook seuns en dogters van God kan word. En hy het daai force of joy gebruik, om te laat kruisig. Sien julle wat sy krag is het om in joy te beweeg. Dis nie net, ons is nou vrolik en dis so net nie. Dis 'n krag. En hy sê, ons moet so kyk, dieselfde soos met Dawid. Dawid het nie gesê, nee, die Goliat is groot nie. Hy het gesê, wat kry die ou wat hierdie ou doodmaak? Het jy al gelees? Hy was nogal cheeky, ja? Jy weet, hy het eintlik gesê vir hulle, hy het vrede gehad met hoe groot die ou is. Hy het gesê, wat kry hierdie ou? Hy wil die joy van die reward, het hy voor hom gesit. En hy sê vir, wow, die ou wat hierdie ou doodmaak, gaan met die koning se dogter trou. Jy betaal nooit die belasting in jou lewe nie, né? Jy is royalty, jy trou in 'n royalty. En jy kry ek weet nie wat alles nog nie. Weet so, jy is bekend. Ek meen, hulle het sy naam eintlik oralste geroep en alles. En hy het gesê, okay, let's bring it on. Ek sien daai reward. Ek sien die joy of the reward. Kyk nie na die Goliat nie. En toe het hy hom beroep op sy verbond met God. En dis wat ons moet doen. Ons gaan in geloof in. Wat is ons verbond? Wat is ons erfdeel? Wat is daai beloftes wat Romeine 15 van praat? Hy het gesê, jy is 'n onbesnede Filistyn, vandag gee jou my hand. So hy het op God se verbond met hom beroep, en het daar Goliat geval. Maar sy oog was op die joy of the reward, nee? So wat is jou oog op? Sien jy die hele tyd net jou omstandighede om jou? Hou jy net jou oog op wat hier aan die gang is? Of kyk ons na dit wat kom?
As jy 1 Petrus 2 gaan lees, en som hy die hele preek eintlik op. En hy sê, as ons gaan kyk na dit, wat ons nog eers gesien het nie, onuitspreeklike heerlikheid, wat kom, dan hou ons oog daar, en ons blydskap sal vol wees. Ons hou ons einddoel in die oog. Ons kyk, ons het so great is salvation. Ons salvation behels nie net om van sonde vergewe te wees, dit is genesing, dit is voorsiening, dit is om in oorwinning te wandel. As ons hoop hou op dit wat Jesus gedoen het, ons oog op die eindpunt hou. So ek wil julle aanmoedig om julle geloof te toets. Gaan kyk of jy joy het, gaan kyk of jy vrede het, en cultivate dit in die woord. Gaan luister na preke. Ja, as ek nou vat, ek sal 'n bietjie veel op die link op daai groepie sit van daai pastoor Nancy byvoorbeeld, met die vreemde van. Maar daai vrou het 'n anointing om die woord te bring, dat jou geloof stir in jou, dat jy voel, yes, hier, dit is hoe ek moet leef. Ek moet wandel daarin, en nou in die Kerstyd, as jy daai skrif hoor, wat hy sê, the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be for all people. For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord. Dan wil ek julle aanmoedig om daar te fokus op die ware krag van joy en vrede, en dit in geloof te aktiveer in julle lewens. Kom ons bid saam, en dan gaan ons lekker daai prysliedjie opsit, en sommer nie die hele loof en prys, mense van julle ken hom, maar maak daai keuse al, voel jy vanoggend so nie, prys net die Here, laat ons van prison to prys, vergeet van jou tronk waar jy is, en prys die Here. Vader, dankie dat ons vanoggend U kan loof en prys, want U is goed. U is goed, U het vir ons 'n goeie plan. Elke belofte is ja en amen in Jesus. Vader, ons wil U righteousness, U geregtigheid soek, dat ons U manier soek van dinge doen, nie ons eie manier nie. Ons wil dit reg doen. U woord sê, met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond bely ons tot redding. Ons bely dat U die onverganklike saad van die woord in ons harte geplaas het. U daai saad van die vrug van die Gees in ons harte geplaas. En ons bely dat daai vrug heers in ons. Ons wil dat die Heilige Gees, dat U vrug deur ons heers, daai forces of life sal uitkom. Liefde, vrede, vreugde, blydskap, selfbeheersing, lankmoedigheid, gentleness, dat al daai dinge sal uitkom, dat die wêreld sal praat en sê, wow, hierdie persoon is anders. Dat hulle sal kom en U sal soek deur ons wandel. En Vader, ek wil bid vir elke persoon vandag hier wat in 'n tronk situasie is, het sy dit in 'n liggaam is, of hulle in depressie is, of 'n ander probleem, 'n gesinsprobleem, finansiële probleme. Ek bid, Vader, dat U vir hulle daai tronk sal laat oopbars deur hulle lof en aanbidding. Ek bid dat hulle sal deurbeweeg en die koninkryk sal soek. Ek wil bid vir Jackie ook, dat U vir haar daai tronk waarin sy is van haar liggaam sal genees in Jesus naam, dat sy dit sal ontvang. En Vader, ek bid vanoggend dat hierdie woord wat gesaai is, dat dit sal groei. 30, 60, 100voudige oes in ons elkeen se lewe. In Jesus se naam, amen.